Reg, hier is nog 'n voorbeeld van supplementêre hoeke en kofunksies, soos wat ons dit kry by trigonometrie. Hulle gee net vir jou soos die som daar en hulle sê los op. Nou, en dan staan daar altyd by sonder 'n rekenaar. Nou, wat julle skrik altyd want 15 grade, hoe weet jy wat is die sin van 15 grade of van 75 grade? En jy moet by 'n antwoord uitkom en jy weet nie, dis nie deel van die 30, 60, 45 grade driehoekies nie. Die heel maklikste daar is, jy moet gaan kyk, wat is die verband tussen al die verskillende grade waardes, die waardes van die hoeke wat hulle vir jou gegee het. Jy gaan of sien, as jy die twee by mekaar tel, kry jy 90 grade, kobinne hoeke. Of as jy 180 grade trek af een van die twee hoeke, dan het jy supplementêre hoeke. 180 grade minus 15 grade is 165, daar is dadelik 'n verband. Of jy kan gaan sê, 165 is 90 grade plus 75, daar het jy 'n kofunksie. Soos, dit is die heel eerste leidraad wat jy moet loop soek is, wat is die verwantskap van al die waardes van die hoekgroottes wat hulle vir jou gegee het. Dan moet jy hulle gaan neerskryf. Jy moet gaan neerskryf, hoe gaan jy van 15 en 75, hoe gaan jy by 'n 90 grade kom, 180 en 165, by 'n 15 grade kom, of 180 grade minus 15 is 165, of 90 grade plus 75 is 165. So, dis die verskillende opsies wat jy kan hê. Jy moet dit self gaan neerskryf, wat is jou verskillende opsies. Nou onthou, tussen jou hakies, die hoeke waarmee jy werk, moet almal dieselfde grootte hê. Jy kan in hierdie geval kies of 75 grade of 15 grade. Ek het nou somme, net vir 'n voorbeeld het ek die 15 grade hoek, het ek nou gebruik. Soos ek het die 15 grade hoek het ek gekies. Toe, nou skryf ek hom weer vir my neer, presies soos wat hy daar gestaan het. Maar nou gaan ek net my kofunksies en my supplementêre hoeke tesame met my cast tabel gaan ek gebruik. Want onthou, cast gaan vir ons sê, waar is wie negatief en positief. Jy moet dit in jou berekening inbring. Dit is baie belangrik. Want as jy nie die cast bysit nie, en jy het nie jou plusse en minusse hier op die regte plekke nie, gaan jy nie op die ou einde, aan die einde van die dag 'n identiteit kry, wat jy by die antwoord kan uitkom nie. Dis waartoe ons wil werk. So dit is baie belangrik, hou vir cast die heeltyd ook in gedagte. So nou die sin van 15 grade lê in daai gedeelte, soos dan is dit minus die sin van 15, of minus 15 grade lê mos hier onder. Dis minus die sin van 15 grade. Cos 75 grade lê daar, kofunksie is dieselfde dan mos as die sin van 15 grade, om by die 90 te kom. Dan die tan van 75, want hier het ons sin, en hier het ons kos, soos tan gaan ons gaan moet vir tan opbreek in sin en kos. Soos daai stap daar, het ek net eers vir tan opgebreek in sin en kos. Ek het nog nie kofunksies of supplementêr toegepas nie. Hier is dit kos 75 grade lê daar, dis dieselfde as die sin van 15 grade, en dan die kos van 165 grade, 165 grade lê hier so, is die minus die kos van 15 grade. Hier het ek supplementêr gebruik, om hierheen, want onthou,
ek het gekies om al my hoeke 15 grade te maak. Jy kan kies om al jou hoeke 75 grade ook te gemaak het. So nou gaan kyk ek, daai 2 is dan minus die sin kwadraat van 15, en nou die cos, die tan wat sin op cos is, maar nou is dit nog 75 grade. Hierdie 75 grade moet ek 15 grade kry, want ek het die 15 grade hoek gekies. Soos, daarom raak dit dan cos 15, want cos is mos die kofunksie van sin, en cos raak sin 15, want sin is die kofunksie van cos. Dis waar hierdie cos 15 sin 15 vandaan kom. En dan hierdie ene het ons klaar gedoen, en daai ene het ons ook klaar gedoen. Nou kan ons hier uitkanseleer. Sien julle, daai sin 15 en hierdie sin 15 kanseleer met mekaar uit. Dan het ons cos 15 en minus cos 15. Dis waar hierdie minus cos kwadraat 15 vandaan kom. Soos nou het ons 'n sin kwadraat 15 en 'n cos kwadraat 15. Ons weet sin kwadraat plus cos kwadraat is 1. Dis een van ons identiteite. Maar wat pas nie in nie? Daai 2 minusse pas nie in nie. Soos ons moet nou net ontslaa raak van daai minusse. Soos ons haal 'n minus 1 uit, sien julle hier, ek het vir julle gesê, ons faktoriseer altyd by terug. Jy gaan altyd faktoriseer. Daar het ons nou weer gefaktoriseer. Hier is ons identiteit. Daai een is ons identiteit. En identiteit. En daar's 1 en ons antwoord is minus 1. Dan is dit nie so moeilik nie. Jy moet net kyk wat is die verwantskap tussen jou hoeke wat hulle vir jou gegee het. Jy het supplementêre hoeke wat jy kan gebruik, of jy het kofunksies wat jy kan gebruik. En dit is al wat jy het om hierdie tipe vrae mee op te los. En as jou hoeke dieselfde grade waarde het, dan kan jy jou identiteite gaan toepas.